Goeiedag, dis weer vir kos vir padkos met Andrei. Vandag gesels ons 'n bietjie oor geloof. In Johannes 12 vers 44 tot 46 lees ons as volg: Wie in my glo, glo nie net in my nie, maar ook in hom wat my gestuur het. Wie my sien, sien hom wat my gestuur het. Ek het as die lig na die wêreld gekom, sodat elkeen wat in my glo, nie in die duisternis sal bly nie. Om werklik in die lewende Christus te glo, bring inspirasie en groot geestelike krag. Dit maak Jesus 'n lewende werklikheid in jou alledaagse lewe. Geloof en dade loop hand in hand. As ons een van die twee afskeep, raak ons geestelike lewe uit balans. Om 'n gesonde, gebalanseerde Christelike lewe te hê, waar ons elke dag ons verhouding met God meer en meer uitbou, kan ons nie ons geloof en ons dade afskeep nie. Ons kan net in Christus se liefde en sy doel van ons lewe toelaat om deur ons te vloei. En dan moet ons krag put uit twee dinge uit: 'n positiewe gebedslewe en die bestudering van God se woord. Uit hierdie twee bronne groei 'n geestelike lewe wat nie net inspirerend is nie, maar ook prakties. Wanneer ons in harmonie met Christus leef, groei ons om al hoe meer soos hy te word. Dan begin ons sy weë wys, nie net met woorde nie, maar ook met ons lewe. Ons kyk gou na 'n paar versies. Markus 11 vers 22 tot 24 sê: Alles wat julle in gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en dit sal vir julle so wees. Matteus 21 vers 22: As julle glo, sal julle alles ontvang wat julle in gebed vra. Matteus 17 en 20 en Markus 9 vers 3 sê volgende: Vir die een wat glo, is alles moontlik. Wat is 'n wonderlike belofte? Ons moet glo. Die vraag is net, het ons dalk opgehou glo in God? Het ons opgehou glo in onsself? Het ons opgehou glo in wat hy vir ons kan doen? En as dit so is, laat ons bid en die Here vra om ons weer te help glo en vertrou in sy beloftes. Almagtige God en Vader, ons kom en ons loof en prys en eer U met alles in ons. Ons kom om dankie te sê vir geloof. Geloof in U bestaan en in U liefde en die planne vir ons lewe. Ons sê dankie dat om in U te glo, weet ons is veilig en beskerm. Ons sê dankie in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen.